Goeiemôre vriende, so hier aan die begin van 'n nuwe week, die 15de Desember 2025. Mag julle 'n wonderlike week hê. Ek het gesê, ek dink baie van julle is nou al of is nou besig om op vakansie te gaan. Geniet dit en kom baie veilig terug. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil. Here, U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die een wat is, die een wat was, die een wat kom, die Almagtige, die alomteenwoordige, die alliefdevolle God, ons Vader, wat vir ons kom sterf het in Jesus Christus, wat opgestaan het, opgevaar het na die hemel en wat eendag weer kom om ons te kom haal, wat die Heilige Gees vir ons gegee het, self God om onder ons te kom woon en om ons te help. Here, te groot vir ons plat verstande, maar Here, vir U is niks te groot nie. Amen. Vriende, mag daar inderdaad vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, so ek sê, ons is nou besig om so af te gaan na die einde van Filippense toe, Filippense 4, ek julle gesê, ek lees so, en dan kyk ons waar ons hak, en dan praat ons so 'n bietjie by mekaar. Gister so 'n bietjie gepraat, wat Paulus weer vir die mense kom sê het, hierso, hoor hierso, julle kan maar 'n bietjie na my voorbeeld kyk, as julle wil, kom sê hy, nee, en ek bedoel, ek sê toe vir julle gesê, as 'n mens dan so baie vrymoedigheid het, dit is al wonderlik, maar dit is wat hy basies vir hulle gesê het, nee, hy het vir hulle gesê hierso, hulle moet hulle gedagtes rig op elke deeg, op alles wat rein, prysenswaardig, reg en waar is, en dan het hy gesê, en wat julle van my geleer en ontvang het, en gehoor en gesien het, dit moet julle doen, om dan soveel vrymoedigheid te hê, is dan absoluut amazing, en ek ook vir julle gesê, dis tog iets wat ons moet laat dink, om te sê, maar hoekom kan ek en jy dit nie ook vir iemand sê nie, as ons naby die Here leef, as ons 'n verhouding het met die Here, liewe vriende, die Heilige Gees is binne in ons, en ons so lewe, kan ons kom, soos Paulus, om te sê, weet julle wat julle gesien het ek doen, jy gehoor het ek doen, en julle kan maar dit navolg. Dit is maar iets om 'n bietjie vir julle te gaan dink, het ek gister vir julle gesê, of eintlik Saterdag, nee. Ok, kom ons gaan aan wat hy sê hierso in vers 10, hierso is net so 22 vers, 23 versies in hierdie hoofstuk, ons is by vers 10, en dan kom sê Paulus die volgende, hy sê, ek was baie bly in die Here dat julle na so lang tyd weer gewys het dat julle nog aan my dink, kom sê, nee, hulle mense dink aan hom, hy is bly daar, en hy kom sê, nie dat julle my ooit vergeet het nie, julle het net nie kans gehad om iets te doen nie, kom sê hy vir hulle. Ek sê dit nie omdat ek gebrek ly nie, want ek het geleer om my in alle omstandighede te behelp, sê hy. Ek weet wat armoede is, ek weet wat oorvloed is, van alles het ek ondervinding, om genoeg te hê om te eet, sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. En dan sê hy die vers wat ek en jy natuurlik so goed ken, en wat ek dink so belangrik is in komende van Paulus, vriende, kan ons maar na hom luister, waar hy kom sê, vers 13, ek is tot alles in staat, deur hom wat my krag gee. Ek is tot alles in staat, deur hom wat my krag gee. So hy kom sê vir ons, hy weet wat armoede is, hy weet wat oorvloed is, hy weet wat dit is om genoeg te hê, hy weet wat dit is om honger te ly, en hy het al gebrek gely, maar sê hy, in al hierdie omstandighede, wat dit ook al mag wees, ek is tot alles in staat, deur hom wat my krag gee. Vriende, dit is hierdie versie wil ek vir julle kom gee vandag. Want baie keer wanneer ek ook met van julle sommer so 'n bietjie gesels en 'n bietjie chat, en vriende, die lewe gee jou 'n paar klappe, en die lewe slaan ons waar ons is, nee, dit is nie altyd maanskyn en rose nie, die weet julle, en dit baie keer raak 'n mens moedeloos, liewe vriende, raak jy klein gelowig, ons is maar net mense, nee. En dan kom ons op 'n punt dat ons ook godsvrae begin vra, maar sê, Here, maar waar is U? En dan as ek so vir Paulus lees, dan sê ek, ja, Here, maar hy's 'n bietjie high to combine, nee. Ek bedoel, hierdie ou is 'n bietjie next level. Maar vriende, en dan leer ek ook uit Paulus se lewe, dat Paulus het die Here geken, hy het hom regtig geken in die aard van die saak, soos ons al vir mekaar gesê het, op die pad van Damaskus, waar Jesus met hom kom praat het. Liewe vriende, hy het alles deurgegaan, die slegste goed het hy deurgegaan. En dan moet jy sy stem hoor, wanneer hy vir jou en vir my kom sê, hoor jy so jong, ek wil net vir jou kom sê, maak nie saak wat gebeur nie, maak nie saak wat besig is om te gebeur nie, jy kan tot alles in staat wees, deur God wat jou krag gee.
Maak nie saak deur wat se finansiële posisie jy gaan nie, persoonlike omstandighede jy gaan nie. Wat jou stres ook al is nie. Hoe sê Paulus, hoe is hy in staat om deur dit te kom? Hy is in staat omdat God vir hom krag gee. En mag jy vanoggend ervaar waar jy ook al is en met waarmee jy ook al mee besig is, dat jy in staat gestel word deur God. Omdat God vir jou lief is soos Paulus hierdie gemeente gehad het. Jy is ook die kroon op God se kop. Jy is God se gunsteling. Jy is God se geliefde seun en sy geliefde dogter. En jy is inderdaad tot alles in staat, ten spyte van die omstandighede, omdat hy jou krag gee deur die Heilige Gees wat in jou woon. Neem hierdie vers vanoggend vir jou, bind dit vas aan jou nek, sit dit op jou dash, sit dit op jou yskas, sit dit op jou komputer. Ek is tot alles in staat deur hom wat vir my krag gee. Vriende, mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar, die Heilige Gees se alomteenwoordigheid ervaar. Amen.